Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas 6 en ook Eksodus 20. Kom ons maak by Lukas 6 oop, ek sal vir ons Eksodus 20 lees. Ons gaan vanoggend tematies kyk na die ritme tussen werk en rus en wat die Here daaroor sê. Kom ons lees eers Lukas 6 vers 1 tot vers 11. En dan direk daarna gaan ek vir ons Lukas 20, die 4de gebod vir ons lees. Kom ons kyk wat sê die Here in Lukas 6. Een keer het Jesus op 'n Sabbatdag deur gesaaides geloop. Sy disippels het are gepluk en dit met die hande uitgevryf en geëet. Toe sê 'n paar van die Fariseërs: "Waarom doen julle iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie?" Jesus antwoord hulle: "Het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne honger gekry het nie? Hy het die huis van God binne gegaan en die offerbrode geneem en geëet en ook aan sy manne gegee. Tog is niemand behalwe die priesters toegelaat om daardie brood te eet nie." Verder sê hy vir hulle: "Die seun van die mens is Here oor die Sabbat." Op 'n ander Sabbatdag het Jesus weer in die sinagoge ingegaan en die mense geleer. Daar was 'n man met 'n gebreklike regterhand. Die skrifgeleerdes en die Fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy op die Sabbatdag iemand sou gesond maak sodat hulle 'n aanklag teen hom kon kry. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir die man met die gebreklike hand gesê: "Staan op en kom staan hier in die middel." En hy het daar kom staan. Toe sê Jesus vir hulle: "Nou vra ek julle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen, iemand red of doodmaak?" Nadat hy almal rondom hom aangekyk het, sê hy vir die man: "Steek jou hand uit." Hy het dit gedoen en sy hand was gesond, maar hulle het rasend van woede geword en onder mekaar geredeneer oor wat hulle Jesus sou aandoen. Saam met dit, net Eksodus 20, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, dis vers 8. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Ons fokusgedeelte volgende is Lukas 6 vers 5. As hy verder sê hy vir hulle: "Die seun van die mens is Here oor die Sabbat." Nou gemeente, dit is vandag 9 November 2014. En dis tipies die tyd van die jaar waar 'n mens goed hoor soos: "Nee wat, die jaar is verby." Of dis nou maar net kop af en vorentoe tot die vakansie. En dan leef ons vir die vakansie wat voor lê, net om volgende jaar Januarie weer die redreis te begin, om 9 November 2015 weer dieselfde te voel. En so gaan ons jaar na jaar aan. Hoekom is en bly ons so moeg en so onrustig? Ek dink een van die groot redes is omdat ons verleer het om te rus, nee. En so wat ons vandag hier sou hoor, om 'n Sabbatsrus te vat. Nee, en ek wil vir jou verduidelik vanoggend, nee, want Sabbat, ons lees baie daarvan in die Bybel, dit beteken rus, nee, 'n diep vrede. En vanoggend gaan ons kyk, hoekom het ons dit nodig? Waar kan jy dit kry? Hoe kan jy dit doen? Nee, ons gaan deur die Bybel rondblaai, jy gaan sien, ons gaan in Genesis begin, tot in Hebreërs, gaan ons deurblaai vanoggend en ons gaan kyk na wat sê die Here oor werk en rus. Eerste plek, hoekom het ons dit nodig? En nou, die antwoord is als jy in Lukas 6, en ons gaan so 'n bietjie rondblaai en aanvanklik gaan jy dink, Reinhold, waarmee is jy besig? Nee, want jy maak so, op die einde van die dag gaan dit so maak. En ek hoop dat jy dit ook so sal sien vandag. Jesus en sy disippels het in die land geloop, net deur gesaaides en hulle het are opgetel, het uitgevryf, skoongemaak en het geëet. Nou volgens die Joodse Mishnah of die Joodse Sabbatsonderhouding wette, hulle het ongelooflik baie reëls gehad en hulle het 39 kategorieë, verskillende kategorieë gehad van hoe om die Sabbat te onderhou. En hierso is Jesus en sy disippels alweer besig om hierdie Fariseërs reëls, die Sabbatsonderhouding te verbreek, nee. Men hulle is besig om te oes, besig om te sif, besig om kos voor te berei.
Dis als dinge wat teen die Sabbatsonderhouding wette was, nê. So dis sommer 'n mondvol verkeerde dinge wat hulle doen. Maar kyk bietjie, nê, baie mooi na Jesus se antwoord aan die Fariseërs, nê. Want in albei hierdie gedeeltes, en ek gaan dit nou weer sê, tel mens dit nogal op dat Jesus sê, omdat ek gekom het, is die Sabbat nie verby nie, nê. Daai rus, nê, daai ding wat God ingestel het in Genesis, dis nie verby nie. Ons moet net anders daarna kyk, nê. Want die Sabbat wys na my. Ek is Here oor die Sabbat. En dit is hoekom hy sê in vers 5, die Seun van die mens is Here oor die Sabbat. Die Sabbat het nou 'n ander betekenis. Dit gaan nou oor my en ons gaan ons hierso in detail ingaan. Hoekom het ons Sabbatsrus nodig? Weet jy, ek en jy sukkel vandag geweldig baie om af te skakel en 'n ordentlike diep rus te kan vat. Ons leef in die era van, ek het dit nou direk vertaal, werkolisme, nê. Alkoholisme, iemand verslaaf is aan drank, ons is verslaaf aan werk vandag, nê. Ons het bitter min balans tussen werk en rus en ons dra die gevolge. Daai prentjie wat ek aan die begin gewys het van 'n ou wat so moeg is deel van die gevolge. Nou, Tim Keller, ek dink baie van julle ken hom, een van my groot mentors, het bietjie navorsing gaan doen en het 4 tendense geïdentifiseer wat vandag 'n geweldige groot rol speel in 2014 oor hoe ons werk en leef, wat 'n rol speel in hoekom ons nie kan rus nie. En ek wil dit met julle deurgaan. Hierdie 4 tendense wat 'n groot rol speel. Nommer 1 is werksekuriteit. Ek dink ons almal besef wat dit behels, maar dalk verduidelik ek vir jou. Jy moet vandag eintlik baie meer as jou kant bring in jou werk. Anders verloor jy net eenvoudig jou werk, nê. Daar's 'n ry mense en as jy nie jou kant bring nie, dan kom die volgende ou in. So jy moet baie harder werk om jou werk te behou. Dis 'n tendens en ek dink ons almal sit hier mee, ons sien dit, ons hoor dit by mekaar, dis deel van ons lewe. Die volgende ene is jy kry mense wat in besighede, kom ons vat 'n besigheid, nê. Topbestuur kry ongelooflik baie geld, nê. Maar daai ongelooflik baie geld kom met 'n ongelooflike prys, nê. Wat dit behels dat daar verwag word van jou om baie meer tyd in te sit as die ander, baie harder werk, later werk, tyd van die huis af weg. Dit is die verwagting vandag. En die mense onder in die besigheid kry heelwat minder geld, nê. 100 tot 200 keer partykeer minder geld. En die gevolg is daarvan dat hulle op 'n tyd kom in die maand wat daar nog baie maand oor is en min geld oor is. So hulle moet dan ander werke kry of dubbelwerke doen. En die gevolg is dat arm en ryk mense oorwerk is. Nog 'n tendens is tegnologie, nee, speel 'n groot rol. Tegnologie maak dit moontlik vandag om op enige plek te kan werk. So nou werk ons oral en altyd. En die laaste tendens wat hy noem, en ek dink dit is 'n baie belangrike tendens, is wat gee betekenis aan jou lewe. Daar was 'n tyd wat jy geïdentifiseer was of wat jy gedefinieer was as jy's 'n goeie pa, nê, vir jou gesin. Jy's 'n goeie versorger vir jou gesin. Jy's 'n goeie ma vir jou gesin. Jy het 'n werk gekies om jou gesin te versorg. Die fokus was op die familie gewees, byvoorbeeld. Maar vandag word jy gedefinieer deur die tipe werk wat jy kies om te doen en hoe jy dit volhou, nê, en of jy dit kan bybring. En jy word gedefinieer nie deur wie jy is of hoe 'n familiemens jy is nie, maar deur watter werk jy doen en kan jy dit volhou. Speel 'n rol in hoekom ons sukkel om te rus. En ek gaan nou vir julle sien hoekom ons dit nodig het, nê. Nou die hele idee van Sabbatsrus is nie ewe skielik 'n nuwe antwoord op hierdie probleme of hierdie tendense wat ons nou hierso genoem het nie. Dit is 'n oerou beginsel. Genesis 1 en 2, nee, as jy kan terugvat sien toe, dis waar dit begin het, nee. God het dit ingestel. En net dat jy kan net om jou te herinner, Genesis 1 en 2 het God ingestel nog voordat daar enigsins sonne in die wêreld was. Het hy gesê daar's 'n ritme tussen werk en rus, en hoe belangrik dit is om te rus. So werk is nie die probleem nie. God het gewerk. Dis die afwesigheid van hierdie diep rus wat die probleem is.
Maar dit is, as ons praat van fisiese rus, nee, van jou werk, om af te vat van jou werk, nee, ons gaan op vakansie en so. Maar daar's 'n ding onder hierdie onrustigheid wat ons beleef, nee, wat ons die eintlike onrustigheid noem, nee. Daar's 'n die Sabbat speel nog 'n baie dieper rol as net fisiese rus. En volg my hier sodat jy kan hoor wat ons nou vir mekaar hierso sê. Agter hierdie hele ding van dat ons wil hard werk, nee, ons is gedryf, nee, en daar's niks fout met om gedryf te wees nie. Hoor my baie mooi vanoggend. Jy gaan nou sien wat die punt is. Ons kan nie nee sê nie. Ons wil perform, nee, ons wil meer hê. Ons wil maarder wees, ons wil inner wees, ons wil mooier lyk, nee. Lê daar 'n baie diep onrustigheid binne in ons wat veroorsaak of dit veroorsaak, en dit is die feit dat ons onsself konstant probeer bewys. Dis die onrustigheid waarvan ons praat hier vanoggend. Ons probeer onsself konstant bewys vir onsself, vir ander mense en vir God, nee. En kom ek verduidelik vir jou. As jy vat, nee, dink aan die Fariseërs, nee, wat ons in die Bybel van lees. En ook sekulêre mense wat nie in God glo nie. Albei van hulle werk vanaf dieselfde basis. Godsdienstige mense, en ek praat van mense wat sê jy moet die wet onderhou, jy moet so en so maak, dit en dat doen, dan sal jy reg wees met God. Die basis is dieselfde, want godsdienstige mense sê, ek moet myself bewys, nee, ek moet hard werk by die Here. Ek moet dinge doen, dan sal ek in 'n verhouding met hom kan wees. Sekulêre mense wat nie in God glo nie, gaan van dieselfde basis af, nee. Ek moet hard werk, nee. Ek moet myself bewys voor mense. Ek moet myself bewys by my werk, nee. Ek moet bo uitkom. Dit is die goed wat ons eintlik moeg maak, nee. En dit veroorsaak daai onrustigheid. Dit is wat ons eintlik moeg maak. En dis hiervan waarvan ek en jy eintlik rus nodig het. En ons gaan nou sien wat is dit. Jy kan op 6 weke vakansie 'n jaar gaan. Maar as hierdie ding, nee, hierdie diepe rus wat ons nodig het, nie aangespreek word nie, bly ons moeg. Dan bly ons kom by 9 November en dan voel ons soos wat ons voel. Ons het dit nodig. Waar kry jy hierdie rus? Waar kry ons hierdie diep sielerus? En nou gaan ons 'n paar lyne trek. In vers 3 en 4 gebruik Jesus die voorbeeld van Dawid, nee. Wat ons lees van 1 Samuel 21, waar hy by die priester Ahimelek kom en dan is hy honger, hy en sy man is honger, hy is besig om vir Saul te vlug. En dan sê hy vir die priester, geef my asseblief van die brood, nee. En dan vat hulle van die heilige brood, nee, die brood wat in die tabernakel in die heilige gedeelte gestaan het, nee, wat aan God geoffer was. Een keer 'n week het hulle dit dan neergesit en net die priesters kon daarvan geëet het, nee. So Jesus gebruik 'n voorbeeld hier deur te sê maar Dawid het die seremoniele wette en die reinheidswette waarvan ons nou gepraat het. Hy het dit oortree en daar het niks van gekom nie. In 'n oogwink het daar niks van gekom nie. Hy het dit gedoen en daar het niks van gekom nie. So as julle my wil beskuldig, moet julle voorganger koning Dawid ook beskuldig. Hy het ook verkeerd gedoen, nee. Maar hoekom gebruik Jesus hierdie voorbeeld? En luister mooi. As God die seremoniele wette, nee, hierdie reinheidswette, al hierdie dinge waarvan ons lees in die Bybel wat die Fariseërs so sterk aan vasgehou het, nee. As God dit in 'n oogwink net so kan uitskuif en iemand kan verskoon, dan beteken dit mos dat dit tydelik is. Dat dit wys na iets meer permanents, nee, na Jesus Christus toe. Van die morele wette, daarvan word ons nie verskoon nie. Nergens in die Bybel lees jy dat dit maar alright is, ja, jy's moeg, is maar alright om moord te pleeg, of is maar alright om op jou vrou te verneek nie. Daar goed bly, maar die seremoniele wette, die reinheidswette, al hierdie reëls wat hulle gehad het, wat ons van in die Mishnah lees en in die Talmud, die Here sê, dis tydelik, nee, dit wys na iets anders, nee, dit wys na iets meer permanents, dit wys na iemand wat dit kan vervul, en dis ek, en dit is hoekom hy in vers 5 kan sê, die Seun van die mens is Here oor die Sabbat. Al daai reëls en wette wys na my toe. Ek is die Here oor die Sabbat. Sabbat gaan nie oor onderhouding van wette en reëls nie, dit gaan oor my, nee. En gemeente,
Kom ons dink gou vir 'n oomblik, wat sê Jesus hierso as hy sê die Sabbat gaan oor my? Ek is Here oor die Sabbat. Alleen in my kan jy rus kry. Alleen in my kan daai diepe onrustigheid wat ons beleef, kan dit stil gemaak word, nee, want die sê die Here dit, ek is die Here van rus. Ek is die Here van rus. Hoe is Jesus Christus die Here van rus? Kom ons trek 'n lyn deur. En ons kyk na twee gedeeltes. Eerste een is Genesis 1 en 2. God het die wêreld geskep en na elke keer wat hy iets geskep het, dan sê hy, ek het daarna gekyk en dit was goed. En dan heel aan die einde, nadat hy alles geskep het, dan sê hy, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed gewees. Nee, dit is baie goed gewees. En op die 7de dag, dis 2 vers 2, was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hoe kan God rus? En ons lees tog dat hy word nie moeg nie, hy raak nie uitgeput nie, hy raak nie afgemat nie. Hy kan mos nie moeg word nie. So, wat beteken dit as God sê maar hy het klaar gewerk en toe het hy gaan rus, nee, dan moet 'n betekenis daarin lê. Want rus vir my en vir jou beteken om oor ons moegheid te kom. Maar God het na alles gekyk en gesien dit is baie goed en daarna het hy gerus. Nie omdat hy moeg was nie, maar is die ding, omdat hy tevrede was met sy werk. Dit is wat rus beteken, is om heeltemal tevrede te wees met wat gedoen is. Dis afgehandel, dis klaar, nee. Jy sit moes 'n ding neer, sodra jy tevrede is daarmee, 'n werksprojek of wat ook al jy doen, as jy tevrede is daarmee, dan sit jy dit neer en sê, dis goed. Nee, God het gesê, ek kyk na alles, ek het alles gemaak, nee, en ek gaan nou rus, want ek is heeltemal tevrede met wat gedoen is. En dan gaan ons na Hebreërs toe. Ek gaan nou die lyne sien. Hebreërs 4 vers 9 en 10. Sê in die verband, die Hebreërs skrywer is besig om vir ons te sê wat dit behels om 'n Christen te wees en hoe om in Jesus Christus te glo. En dan sê hy hierdie uitspraak. En jy kan Hebreërs 4 gaan lees. Daar wag dus steeds 'n Sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Nou, hierdie is 'n ongelooflike ding om te sê, nee, want wat beteken dit om 'n Christen te word? Nee, daar's baie maniere, maar dit is iemand wat na jou eie werke kyk op dieselfde manier as waarna God na sy werk gekyk het. Om na jou lewe te kyk op dieselfde manier as waarna God na syne kyk. Wat hier gesê word is deur Jesus Christus, nee, want hy praat hier van Jesus Christus, hy praat van die evangelie. Deur Jesus Christus kan jy na jou lewe kyk en na jouself kyk en sê dis goed. Hier kort niks meer nie. Dis afgehandel. Al die werk wat ek moes doen is klaar gedoen hè, en juist daarin vind ek my rus. Ek hoef niks meer te doen nie. En gemeente, hoe op aarde is dit moontlik dat jy niks meer hoef te doen nie? Die Fariseërs was kwaad geweest. Jy lees dan in vers 11, nee. En dis, as jy vers 11 en vers 5 in verband bring met mekaar, dan sien jy dat die Fariseërs kwaad was, omdat hy in die eerste plek hierdie wette oortree het, maar in die tweede plek, omdat hy gesê het, en dit kom daarop neer, God het die Sabbat ingestel, ek is Here oor die Sabbat, dit beteken, ek is God. Nee, hy het gesê, hy is die seun van God, ek is God. En aan die kruis, want hulle het nog gekruisig daaroor, en hier is die ding, hoor mooi, raak rustig, aan die kruis, was daar 'n onrustigheid gewees. Daar was trane, daar was 'n worsteling, daar was uitroep, nee. Jesus het daai onrustigheid beleef van hoe dit voel as God sy rug op jou draai. As God jou verlaat, nee. En daardie onrustigheid was by hom gewees, maar hier is die ding. Christus het daai onrustigheid wat hy beleef, omdat hy perfek volmaak, die seun van God was, God self was, het hy daai onrustigheid gevat, nee, en hy het dit op hom geneem. En kyk hierso, wat was sy laaste woorde? Dit is volbring.
It's finished. It's afgehandel. It's verby. It's genoeg. Niks meer nodig nie. Ek is tevrede. Sien jy die lyn tussen Genesis en Hebreërs in die kruis? Jesus het die lewe gelewe wat jy moes lewe, hy het die dood gesterf wat jy moes sterf, nê. Hy het daardie diep onrustigheid, daai ding wat ons eintlik moeg maak, nê, het hy op hom gevat. Sodat ek en jy in hom kan rus vind. So om 'n Christen te wees beteken ek rus totaal in Jesus Christus se rus, nê. Daai is genoeg. Is klaar. Niks meer nodig nie. Ek rus nie op my werk nie, maar op Jesus Christus se werke. Vader, aanvaar my nie op grond van wat ek doen nie, maar op grond van wat Jesus Christus gedoen het. Jy sien, en dis wat gebeur het, nee, is God het ons onrustigheid. Daai ek moet myself bewys vir God, nee, ek moet die wette gehoorsaam. Ek moet myself bewys vir myself. Ek moet myself bewys by die werk en die samelewing en die kultuur en my vriende. Hy het daai onrustigheid gevat en hy het dit op Jesus Christus gesit. En dit wat Jesus Christus gedoen het, het hy gevat en hy het dit op jou gesit. So God kyk nou na jou deur Jesus Christus en hy sê vir jou, dis goed. Dis afgehandel. Alles wat jy moes doen is klaar gedoen en as jy dit snap, wat nou net hier gebeur het, dan maak dit jou iemand bitter spesiaal. Kosbaar in God se oë. Nee, God is stil tevrede oor jou. Want in Jesus alleen kan jy rus vind. En dit is hoekom hy ons uitnooi in Matteus 11 en sê, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Eers as jy dit snap, sal jy nou kan rus vind. En sê jy nou kan ons nou gaan en kyk, maar wat se dissiplines is daar wat ons moet gebruik om, hoe moet ons die Sabbatsrus sien? Wat moet ons daaromtrent doen? Nee. En dis 'n paar praktiese idees. En ek moet vir julle sê, voor ek begin daarmee, ek dink die Jode het dit baie makliker gehad, nee, want hulle het 'n stel reëls gehad. Iets wat jy doen, dit wat jy kan doen. Ons het nie vandag dit nie. Dit is baie moeiliker, dit is baie gevaarliker, want nou behels dit dat ons onsself kan oorwerk op die dag wat ons moet rus. En dan moet mens by sê, wat het ek hier geskryf? Jy sien, dis nou as jy by naambaat notas maak met jou pen. Wanneer is jou rusdag? Myne is definitief nie vandag nie. Dis 'n vol 12 uur werksdag vandag. Maar hier by Dinsdag of Woensdag of Maandag dan vat ons 'n rus, nee. Maar hoe doen jy dit? En kom ons raak nou ernstig prakties hierso. Kom ons kyk na 2 innerlike dissiplines wat jy moet dink en daar's baie meer. Ek sê dit weer, daar's baie meer. Ons kyk na 5 uiterlike dinge wat jy kan doen, nee, net dissiplines, riglyne, dinge wat ons kan sê maar oorweeg dit wanneer ons dink aan Sabbatsrus. Deur die man se hand te genees, hoor baie mooi, in Lukas 6. En dan sê Jesus daarso, moet mens goed doen of kwaad doen op die Sabbat? Met ander woorde, hy sê nie, omdat ek hier is daar nie meer 'n Sabbat nie, ek het dit vroeër ook gesê. Maar ons sien dat hy herstel op die Sabbat nie. Hy genees die ou se hand op 'n paar ander plekke ook in die Nuwe Testament. Doen hy dit, nie. So hy dit kom herstel. So watter dissiplines van herstel kan ons dan in plek sit sodat jy weet waar jy jou Sabbatsrus kan kry en hoe jy te werk kan gaan sodat jy vir jou werk kan sê. Want hy hulle so hele paar Sondae terug het ons toe ons die wet gelees het Sondag 4 gedoen en toe sê ons dit is in plek sodat jou werk nie jou baas word nie. Nee, so wat sit jy in plek sodat jy vir jou werk kan sê jy is nie my baas nie. Want deur 'n dag af te vat, wys jy vir hom jy is nie my baas nie. En hierso is dit. Kom ons kyk. 2 innerlike, 5 uiterlik. Weet, nee, maak dit vas in jou kop, dit Sabbatdag, nee, die Sabbat, nee, daar's 'n dag van rus, en as jy daai dag van rus vat, dis 'n dag van verlossing. Hoekom sê ek so? Kyk wat sê Deuteronomium 15 vers 5. Jy moet onthou, dat jy was self 'n slaaf in Egipte, nee. Slaaf het nie rusdag gehad nie.
Hulle het gewerk. So, as jy nie kan nee sê nie, as jy nie kan ophou werk nie, as jy van dag tot dag net aanhou en aanhou en aanhou, dan is jy 'n slaaf. As jy nie kan rus nie, is jy 'n slaaf van mense, jy's 'n slaaf van jou werk, jy's 'n slaaf van jou eie behoeftes, jou eie drywe, nee, jy's 'n slaaf vir die kultuur, jy's 'n slaaf vir die lewensstandaard wat jy wil handhaaf. Ag, jy kan aangaan met wat ons hierso sê. So dis 'n dag van verlossing. Die tweede innerlike ding is, Sabbat is 'n dag van vertroue. Nee, om daai rus te vind en te sê maar, Here, jy moet kan sê, ek is nie God nie. Die wêreld hang nie van my af nie. As ek 'n dag afvat, dinge gaan aangaan. Dinge gaan oukei wees. My familie gaan goed wees, want God is in beheer, ek is nie in beheer nie. Nee, is twee dinge wat jy moet vasvat. As jy dit kan vasvat, kan ons gaan na die uiterlike dissiplines. En hierso is die een, en ek dink dit is die heel moeilikste een. Ek wil jou aanmoedig, vat meer rustyd. Vat dit net. Dit is die moeilikste een van almal wat ons nou gaan verduidelik. Die tweede een, balanseer jou Sabbatstyd. Sorg dat jy goedes doen wat nie werksverbonde is nie. As jy 'n visserman is, dan gaan jy nou nie vis vang nie, want dit is jou werk, verstaan. Maar kom in kontak waar jy God se afgehandelde skepping kan geniet. Balanseer dit met aanbidding. Nee, dit is wonderlik om 'n rusdag van ons hier so te begin, maar as ek op 'n maandag of op 'n woensdag en ek is skuldig hieraan, ek sukkel self hiermee, dit is hoekom ons dit preek vanoggend, ek dink ek sukkel hiermee. Begin dit met aanbidding. Begin dit met die Here. En balanseer dit en ook tyd ek kry ook tyd vir alleentyd waar jy net die gedagtes in jou kop laat opkom. Nee, daar's 'n Bybelse beginsel daaroor. Die Israeliete moes elke 7 jaar moes hulle die lande laat leeg lê. Hulle het geplant nie. Hulle het net toegelaat dat enigiets opkom, nee, op hierdie dag, nee. Laat jou gedagtes net opkom by jou, dat jy dit kan skoonmaak en bring dit voor die Here. Nee, dis net beginsels, daar's baie meer, ons noem net 'n paar. Nommer 3. Wees verantwoordbaar teenoor mekaar oor Sabbatstyd, nee, want ons moet erken en mense hoor dit en ek dink omdat 'n mens in ons beroep nie noodwendig gekonfronteer word met goed soos maandeindes of internskap of gemeenskapsjare as 'n dokter waar jy jouself simpel werk nie. Kom maar tye wanneer mens harder werk, nee. Maar kry iemand wat jou verantwoordbaar kan hou sodat jy kan sê dis nou crunch tyd. Ek weet dis nou hardwerktyd, maar hou my verantwoordbaar dat ek my rus vat, nee. Dat ek weer sal normaliseer en kan sê maar ek gaan my Sabbatsrus vat, nee. En daar's iets daarvan om hierdie ritme reg te kry tussen werk en rus, nee. Maar dan daai diep rus te gaan kry, nee, waar jy ook in daai alleentyd, wat ek genoem het, in jou aanbidding, net vir uitmaak, wie is ek? Wat definieer my? Definieer my werk my, of vind ek my definisie in Jesus Christus? Vierde een, voor ons amper klaar. Beplan Sabbatstyd in jou werk. Sorg dat jy by jou werk jouself nie oorwerk nie. Nee, die Israeliete het weer 'n ding gehad, nee, en ons het gelees hierso, dat hulle het nie hulle lande se rande geoes nie, as 'n maatreël, sodat jy jouself nie kan oorwerk nie. Dis 'n gesonde ding, wat geïmplementeer is, nee. En wat is jou rande van jou werk, wat jy nie oes nie? As 'n maatreël wat jy nie jouself wil, of kan oorwerk nie, nee. Dalk moet jy minder doele stel, nee. Dalk moet jy sê maar, minder doele stel, en dit gaan ook vat dat ek nou nie hierdie hoër pos kry nie. En dis okay, want ek het nodig om my rus te vind in Jesus Christus. En laaste een, ons het gemeenskap nodig, ons het dit gehoor, Valerie het dit so mooi gesê ook vandag, nee, maar kry mense van dieselfde beroep, wat in dieselfde rigting as jy is, en dink saam, hoe kan julle jou rus beplan, en hoe kan jy leef vanuit jou rus uit? En dis die laaste ding, en dan ek wil met gooi en hom sê. Ek hoop dat hierdie ding wat ons nou gaan sê, dat dit 'n rustigheid en 'n kalmte in jou lewe sal bring, daar by jy werk, in jou lewe, in jou gesinstyd. En dit is, dat God, wat ons vandag gesê het, is God kyk deur Jesus Christus na ons en sê, jy's goed. Jy het 'n nuwe identiteit. Jy hoef niks meer te doen nie, dit is afgehandel. Kom kry daai
daai diep rus wat jy nodig het, kry dit by my. Kom ons bid saam. Vader, ons kom dankie vanoggend dat ons kan weet dat U die enigste een is waar ons diep rus kan kry. En Vader, U moet ons vergewe, want ons elke jaar dan het ons goeie voornemens en ons beplan ons rus, en as ons weer sien, dan kom 9 November. Dan is ons moeg en ons is uitgeput. Vader, maar dankie dat U ons vanoggend uitnooi om ons rus te kom vind in U. Dat ons na U toe kan kom, dat U ons uitnooi, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, ek sal jou rus gee. Dat ons daai diep vrede by U kan kom kry. Here, en ons kom bid dat ons sal ophou deur die Gees wat in ons woon. Geef vir ons daai selfbeheersing, geef vir ons daai dissipline om op te hou om onsself te bewys by ons werk, om erns te wil kom, want dit hou nie op nie, Vader, en dit is wat ons moeg maak. Geef ons die vermoë om uit ons rus uit te leef, uit ons rus uit te dien, uit ons rus uit te kan werk, uit ons rus uit goeie dade te kan doen. Want U het daar in rustigheid op U geneem, en U het die verlossing op ons gesit, en dis wat ons nodig gehad het. Here, ons wil as gemeente vanoggend kom bid dat in ons gemeente sien ons dat daar geweldig baie mense is wat ook onrustigheid beleef in terme van siekte of beroerte of dood. Dat ons ook kalmte en rustigheid sal kry, dat ons siele, ons gees kan ons toevertrou aan U. Want U is in beheer. U is die God wat nog altyd daar was. U is die God wat rus vir ons ingestel het. U het vir ons in Jesus Christus daai rus gegee, en laat dit ons tevrede stel. Laat dit ons tevrede stel wanneer ons in die toekoms in die operasie moet ingaan. Wanneer ons in die toekoms hoor dat ons 'n siekte opgedoen het wat ons lewe bedreig. Dankie dat ons vanoggend ook kon hoor hoe Valerie en George vir ons getuig oor wat U gedoen het in hulle lewe, dat hulle ook kon berusting kry in U. Mag dit ons bly motiveer as medegelowiges om konstant ons rus in U te vind, om mekaar verantwoordbaar te hou hiervoor. Dat ons nie net hier sal kom om te hoor en dat dit net weer by die ander oor sal uitgaan, en dat ons nie verandering in ons lewe sal inbring oor dit wat die Heilige Gees vandag op elkeen van ons se harte kom druk nie. Vader, ons kom bid dat ons na mate hierdie jaar dag vir dag einde toe stap, dat ons nie sal vergeet om elke dag te vat vir wat dit is vandag nie. Want U het vandag gegee, sodat ons U vandag kan volg, en dat ons vandag die mense wat oor ons pad kom, sal dien. En dat ons nie dit sal verbywens nie, maar dat ons U sal raak sien in elke ding in hierdie lewe. Dat ons nie sal vergeet dat U in beheer is nie. Vader, dit is ons gebed vanoggend as U kinders. Ons vra dat U ons sal hoor, en dat U Gees ons gebede sal mooi maak, sodat dit soos 'n heerlike geur vir U Vader sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.